Here, ons staan vanoggend in diepe afhanklikheid voor U. U is die sterke God. U is die ewige Vader. U is ons vredevors. U is met majesteit en heerlikheid bekleed. Sterkte en sieraad is in U heiligdom. En ons hart is vanoggend gevul met ontzag en groot bewondering vir U, want U is die Allerhoogste. U is die Erekoning en daar is niemand soos die Here ons God nie. Here, dankie vir die uitnodiging wat U vanoggend aan elkeen van ons rig, wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Here, U nooi ons vanoggend uit, om na te kom na groen weivelde. U nooi ons uit om te kom daar waar rus is, wat alleen U vir ons kan bied. Ons kan vanoggend kom en ons kan kom eet van die brood van die lewe. Ons kan drink van die lewende water en ons kan vanoggend versadig word. Ons kan vervuld wees by U, Here. Maar dankie dat ons ook vanoggend ons bekommernisse, ons probleme, ons uitdagings aan U voete kan kom neerlê. Want U het in die woord gesê, U sal elke behoefte, of dit nou na liggaam, siel of gees is, sal U vervul. En dankie Here dat ons weet, U is ons geneesheer, U is ons redder, U is ons voorsiener, U is die Vader van ontferming, U is die God van vertroosting, U is die God wat ons herstel en verlossing kan bring. En by U is alle dinge moontlik. Here, dankie dat ons ook nou na U woord kan luister. Die profeet Amos het gesê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger gaan stuur na hierdie land. Nie 'n honger na brood, of 'n dors na water nie, maar 'n honger om die woorde van die Here te hoor. Here, mag ons begeerte vanoggend na U en U woord wees. Want U het U woord en U naam bo alles gestel. Niks en niemand kan die krag of die gesag wat in U naam en in die woord opgesluit is, omvergooi of onttroon nie. Niks kan standhou waar die naam van die Here aangeroep en waar U woord geglo word nie. Here, spreek vanoggend deur U woord tot ons. En mag ons toelaat dat U woord ons lewens verander. En nou bid ons, Here, in hierdie week wat voorlê, dat U ons lewens sal vervul met blydskap en vrede deur U geloof, sodat ons as U kinders oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van U Heilige Gees. Ons bid en vra dit alles in U wonderlike naam alleen. Amen. Ek wil vanmôre met u praat oor die gedagte leef met vertroue. Weet jy, daar is baie dinge waaroor ek onseker is. En u ook. Maar een ding is baie seker. En dit is, Jesus gaan weer kom. En dit blyk uit die tekens wat hy vir ons gee, dat dit spoedig gaan weer. Ek lees byvoorbeeld dat Matteus 24 vir ons 'n paar dinge noem, en ek noem hulle vinnig vir u, dat net u geheue 'n bietjie kan verfris. Hy sê, in die laaste dae gaan julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë. En u moet nou bepaal of dit wat die woord van die Here sê, of dit nie dalk in ons dae besig is om te gebeur nie. Hy sê, die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en as dit ook moontlik is, sal hulle probeer om die uitverkorenes te mislei. Dan sê hy, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste mense verkoel. Ek dink dit is in ons dag. En dan sê hy ook,
En as die evangelie verkondig word in die hele wêreld as 'n getuienis aan al die nasies, dan sal die einde kom. Hy sê, dan sal die einde kom. Prys die naam van die Here. Hy noem, Matteus noem 'n paar van hierdie dinge wat gaan gebeur. Maar weet u, wat sê 2 Timoteus 3, en ek wil dit ook vir u lees, want dit is baie belangrik. Hy sê, maar weet dit, daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dis wat die woord van die Here sê. En ek het volle vertroue in dit wat die Here in sy woord sê, dat dit wat gebeur net so sal wees. Ek glo dit met my hele hart. Maar luister ook, wil ek vanmôre vir u sê, as hy sê daar gaan swaar tye kom, dan beleef ons dit. Kyk maar rondom u, kyk wat in Suid-Afrika gebeur. Dink aan die talle mense wat honger is. Dink aan die talle wat sonder huisvesting is. Dink aan die groot nood wat daar is in mense se lewens. Dit is tye wat die Here gesê het, dit gaan kom. En dit is daar. Maar as ek vanmôre na die wêreld kyk, en die toestand waarin die wêreld is, en ek sal dit met een woord moet beskryf, dan wil ek sê, dis chaoties. Chaoties. Ons is op 'n pad na 'n wêreld wat al donkerder word. Nou as ek sê die woord chaoties, dan die verklarende Afrikaanse woordeboek beskryf hierdie woord chaoties met die volgende, en hy sê, dit beteken ordeloos. Dit beteken verward. Dit beteken, dit sal 'n woeste wêreld wees, en dit sal 'n deurmekaar wêreld wees. En ek dink ons is daar. Dis in 'n chaotiese toestand. Kyk maar die toestand van die wêreld waarin ons sal wees. Maar weet jy, as gevolg van al hierdie dinge wat gaan gebeur, sê die Bybel vir ons, dat baie mense sal vol vrees wees. In werklikheid sê die woord van die Here vir ons in Lukas 21 vers 26, en die mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Daar gaan 'n groot toestand van vrees wees in hierdie wêreld. Dit is 'n wêreld wat in 'n toestand verkeer waar daar geen regte is en geen rigting is nie. Maar ek is so bly om vanmôre vir u te sê, dis hoe die wêreld daaroor voel, vol vrees, oor wat gaan gebeur. Maar as ons na die woord van die Here kyk, dan hoef ons nie bevrees te wees nie, want die Here is in beheer. Ek het vertroue in my God, dat dit wat hy gesê het gaan gebeur. So ek is daar die een wat nie bevrees is nie, ek weet dit, dis wat die Here gesê het. En nou wat vir my treffend is dat Paulus in Romeine 13 kom. Dit is een van die skrifgedeeltes wat vir ons in die woord van die Here gegee word, wat vir ons die pad aandui vir 'n Christen, van hoe ons moet lewe en hoe ons moet optree. Dis wat Paulus doen. Hy sê, ek wil julle herinner, dis wat gaan gebeur. En vir julle as kinders van die Here, as julle met vertroue wil lewe, is daar 'n klompie dinge wat julle sal moet doen. En ek wil vanmôre vir u sê, as ons na die eindtyd kyk waarin ons lewe, is daar een ding wat baie belangrik is, en dit is dat ons moet lewe soos een wat enige tyd kan sterwe. Want daar is geen sekerheid oor of u nog môre gaan leef nie. Geen sekerheid nie. Ons is seker daarvan, ons is naby aan die dood. Weet u hoe beskryf Dawid dit vir my so mooi? Hy praat toe Saul hom so vervolg en hy moet vlug vir sy lewe en die gevare wat hom bedreig.
Toe sê hy vir sy vriend Jonathan hierdie woorde, en hy noem dit in 1 Samuel 20 vers 3, hy sê, so waar as die Here leef, en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En ek wil vanmôre vir u sê, dis 'n waarheid. Die een oomblik is ons nog sterk en gesond, en die volgende oomblik is ons in 'n motorongeluk dood. Ja, dink maar net aan Desember se vakansietyd, oor 1500 mense wat hulle laaste tree gegee het. En is nie meer daar nie. En daarom sê ek vir u vanmôre, ons moet leef soos mense wat te enige tyd te sterwe kan kom. Ek wil ook sê, ons moet lewe soos mense wat 'n doel het in die lewe waarvoor hy lewe. En daar moet 'n dringendheid in ons lewenswyse wees. Weet jy, as ek so na rondom my kyk, dan sien ek, lyk dit vir my, asof die duiwel daarin geslaag het om baie mense te bedwelm. Ek weet nie of hy glory vir hom gebruik nie, maar baie mense is bedwelm. Hulle is nie seker wat hulle moet doen en hoe hulle dit moet doen. Dis asof mense in 'n koma lewe en dink hy gaan vir ewig bestaan en daar gaan niks ooit gebeur nie. Daar is nie so iets van 'n koms van die Here Jesus nie. Mense is in 'n koma, ek sê vir u, mense is bedwelmd gemaak deur die vyand. Terwyl die Here Jesus vir sy disippels gesê het, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Weet jy dat in die afgelope 76 jaar het daar meer in die wêreld gebeur as wat al die eeue van tevore in hierdie wêreld gebeur het. Dit sê vir my dat die einde spoed vinnig nader. Dit kom vinnig nader. En dis nie net ons wat in moeilike tye lewe nie. Paulus het toe hy hierdie brief geskryf het ook in moeilike tye gelewe onder die regering van die Romeine in die Romeinse ryk. En daarom kom hy en hy gee vir ons in besonder 4 belangrike redes en hoe ons moet lewe terwyl ons op die Here wag. En ek wil dit vir u noem. Romeine 13 vers 11 sê, en dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Die uur is reeds daar. Dit wil sê, die Bybel sê, ons moet die tye ken. En weet jy wat is vir my so pragtig? In die Ou Testament, by die volk Israel, lees ek in 1 Kronieke 12 vers 32 hierdie woorde. En van die seuns van Isaskar met kundige insig wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen. Hier was 'n klompie mense wat afgesonder is met die nodige insig en kennis om te weet wat gaan gebeur, wat Israel moet doen as dit gebeur. Hy waarsku hulle, mense wat aangestel is om te sê, kyk mense, wat wil die Here vir ons sê? En nou is dit so tragies in ons lewe. Kom die Here Jesus en dan sê hy vir sy disippels, as julle die son, of as julle 'n wolk in die weste kant sien opkom, dan sê julle vir julleself, dit gaan reën. En dan sê hy, en dan gebeur dit. Of hulle sê, die suidewind waai, en dit gaan vandag bitter warm wees. En dit gebeur. Hy sê, dit wat hulle gesê het, gebeur. Hy sê, geveinsdes, julle wat weet om die voorkoms van die tye te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie. Ons kan alles lees, ons weet die weer en hoe dit gaan gebeur en wat gaan gebeur. Hy sê, maar julle weet nie wat die tyd is van Jesus se koms nie. En daarom skryf Paulus, hy sê, omdat ons die tydsomstandighede ken. Ons moet dit ken. Dis wat ons moet weet. En daarom is een van die belangrikste dinge wat Paulus vir ons hier wil leer is, ons moet met alles wat in ons is, waaksaam wees. En nou wil ek net vanmôre vir iets sê wat baie belangrik is. Die woord van die Here sê, ons moet waak teen sonde. En dis belangrik. Ons moet werklik alles in die stryd werp in ons waaksaamheid
teen die sonde. Maar weet jy, daar is iets wat ons misleer en miskyk. Wanneer die Here Jesus vir sy disippels die gelykenis vertel oor die saad wat gesaai word, dan vertel hy van ons van die saad wat in die dorings geval het. En hoor wat sê hy in Lukas vir ons in sy woord. Hy sê, en wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en hulle word verstik deur die sorge van die lewe en die rykdom en die genietinge van die lewe en hulle dra geen ryp vrug nie. Is dit vir u opvallend dat hy sê die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe gaan die woord verstik. Ek wil sê weer, dis nie net sonde wat dit moeilik maak nie. Dit is waar, om die lewe te geniet is nie 'n fout nie, is nie sondig nie. Maar weet u wat? Die genietinge van die lewe word naderhand so sterk en soveel in ons lewens, dat dit oorheers alles. My stokpertjies en my genietinge en alles, het so oorheersende faktor in my lewe geword, dat al my tyd en my aandag in my genietinge geplaas word. Hy sê, en dit verstik die woord van God, en jy sal geen ryp vrug dra nie. Op 'n ander vertaling sê hy, die begeertes na ander dinge, verstik die woord van die Here. So Paulus sê, ek waarsku julle, ek wees waaksaam, Jesus gaan weer kom. In 2 Petrus 3 sê die woord van die Here vir ons, dat daar mense in die laaste tyd gaan wees, wat gaan sê, en waar is die wederkoms van Jesus Christus? So daar is sulke mense. En nou sê Paulus, so pragtig, hy sê, dit is vir ons tyd om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword. Dis asof Paulus sê, ja, dis waar, julle weet nog nie, man. Hy sê, maar ek weet net, vandat ek die Here Jesus aangeneem het, tot waar ek nou is ek nader aan die wederkoms van Jesus Christus. En dan gebruik hy 'n woord wat vir op die oog af baie snaaks stuk. Hy sê, want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Die saligheid is nou nader aan ons. En nou dink ek by myself, maar ek is dan al soveel jaar gelede gered. Het ek my lewe vir die Here gegee. Hoe praat die Bybel van, en die tyd is nou nader, dat die saligheid tot sal kom? Van watter saligheid praat hy? Ons vergeet een ding, en dit is, dat die Bybel praat oor saligheid in die verlede tyd, in die huidige tyd en in die toekomende tyd. In die verlede tyd is die tyd toe die Here my van sonde se straf gered het. Is dit reg? Die dag toe ek Jesus aangeneem het, het hy die sonde straf weggeneem wat oor my lewe sou kom, en hy het dit op hom geneem. Dis wat in die verlede tyd gebeur het. In die huidige tyd sê die woord van die Here, ons word gered van die mag en die houvas wat sonde oor mense se lewens kan kry. Ons word gered van hierdie mag van die vyand. En as hy praat van die saligheid wat ons nou nader is, dan verwys hy na die toekoms, en dan sê hy, die dag as Jesus gaan kom, gaan die saligheid beteken, ons is die teenwoordige, ons lewe nie meer in die teenwoordigheid van sonde. En weet jy, ek sien uit na daardie dag, wanneer Jesus kom, wanneer daar nie meer sonde gaan wees nie. Nou het ek daarmee te doen, en ek stry en ek veg daarteen, maar die dag as Jesus kom, prys die Here, is dit verby met sonde, dan het hy geen houvas meer op ons nie. Spurgeon het iets gesê wat ons moet aandag aan gee. Hy het gesê, jy kan maar slaap as jy wil, maar jy kan nie die duiwel aan die slaap kry nie. En dis waar, kind van die Here, dis wat Paulus sê, as jy met vertroue wil leef, moet jy wakend wees. Jy moet waak teen alles wat verkeerd is. Jy moet waak oor alles wat geestelik is. Jy moet alles in die stryd werk om jou lewe reg voor die Here te hou. Dis nommer 1, jy moet waaksaam wees. Die tweede ding wat hy vir ons sê is, ons moet
dapper wees in die oorlog wat ons voer. Luister wat sê hy in die woord van die Here in vers 12. Hy sê die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê. As u met vertroue wil leef, dan moet ek klaar kry met die sonde. Ek moet met hom afreken. Hy moet permanent uit jou lewe verban word. Jy moet doelgerig wees om die werke van die duisternis af te lê. Alles in jou strydwerk. Ons moet nie verskonings maak omdat ons foutjie het. Jy weet, ons het mos so maklik om te sê, ag man, ons het almal maar ons ou foutjie, jy weet. En dan voel ons gerus. Paulus sê, luister, jy moet dit aflê. Jy moet dit doodmaak. Hy sê in Efesiërs 5 vers 8 vir ons hierdie woorde. Hy sê, vroeër was julle duisternis, maar nou is julle in die lig. Wandel soos kinders van die lig. Dis hoe ons moet lewe in die tyd waarin ons nou is. Ons moet werklik veg met alles wat ons is, teen alle forme van sonde. En weet jy, ek en u en ons almal het te doen met twee nature. Die dag toe ek gebore is, het ek 'n natuurlike natuur gekry, maar die dag toe ek weer gebore is, het ek ook 'n geestelike natuur gekry. Is dit reg? Dis waar. Maar nou wil ek ook iets sê. Die dag as jy weergebore is en jy het 'n geestelike natuur, hou die ou natuur nie op met bestaan nie. Hy bestaan nog. Is ek reg? Hy bestaan nog steeds. Hy is nog al die tyd daar. En weet jy wat is belangrik? Daar's 'n stryd tussen vlees en gees. Tussen die slegte en die goeie. En die belangrikste van alles is, die een wat ek voed, sal domineer. As jy jou vlees voed, gaan jou vlees die oorhand oor jou geestelike lewe kry. Maar prys die Here, as jy jou gees voed met die woord van die Here en geestelike dinge, gaan die gees oorhand kry oor die vlees. Ek en u moet die geveg wen. Die gees moet triomfeer. En as jy dit glo, sê amen. Dit is so, dis wat die Here vir ons wil sê. Luister, terwyl ek daaroor praat, wil ek nou vir u vra. So baie mense sê, ja, maar ek is maar net geestelik, maar ek is nie meer vleeslik nie. As daar iemand naby jou aan is, stamp so 'n bietjie aan hom, nou, en dan sê jy vir hom, sê vir my, is daar in my lewe nog so 'n bietjie vlees? Jy het die antwoord. Ons stry teen die vlees. Paulus sê, as jy met vertroue wil wandel, moet jy die stryd wen. Moet jy veg met alles wat jou in jou is, dat die geestelike kan triomfeer. Halleluja. Kind van die Here, jy moet onthou, elke oorwinning wat jy oor sonde behaal, versterk jou. Maar elke sonde of neerlag teen sonde, verswak jou. So ons moet besluit watter een gaan wen, wie die oorwinnaar gaan wees in ons lewe. Paulus sê, as jy met vertroue wil lewe, moet jy veg vir jou geestelike behoud. Loof die Here. En ek het agtergekom, dis nie maklik nie, kind van die Here. Jy sê, ja, maar is maklik om met vertroue te lewe. Nie in 'n chaotiese wêreld nie. Ons wêreld is nie fantasties nie. Is nie perfek nie. Ons leef in 'n skewe, sondige wêreld. Met al sy misleiding. So ek wil vanmôre vir u sê, jy sal die werke van die duisternis moet aflê. Moenie saamgaan met die sonde nie. Die derde ding wat, of miskien moet ek ook dit sê, en laat ons die lig, die wapens van die lig aangord. Dit wil sê, 1 Johannes 1 vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Loof die Here. Kinders van die Here, wapens, bewapen jou met die lig. Dis belangrik in ons lewe. Luister, duisternis is nie iets wat bestaan nie. Maar as die lig verdwyn, dan bestaan die duisternis. Solank as die son skyn,
is dit lig. Maar as die son ondergegaan het, is dit donker in die wêreld. Dieselfde geestelik. As jy nie meer met die Here wandel nie, nou gesê nie, en die lig begin in jou verdof, dan kom die duisternis met al sy mag na vore. Die derde ding wat Paulus sê as ons met vertroue wil lewe is, hy noem dit so, hy sê, laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en neidigheid nie. Laat ons welvoeglik wandel. Ek het gaan kyk na hierdie woord. In die Woordeboek sê hy, welvoeglik is om gepas te lewe, om betaamlik te lewe. Dis wat Paulus sê. Ek hou van die Engelse beskrywing, hy sê, conduct yourself properly. Behave decently. Kinders van die Here, as ons met vertroue wil lewe, in hierdie laaste tye, dan sê die woord van die Here, ons moet versigtig wees hoe ons lewe. Ons moet kyk waarna toe gaan ons moet kyk wat ons doen, ons moet luister na wat ons sê. Al hierdie dinge het 'n faktor en alle dinge maak saak in die koninkryk van God. Kinders van die Here, ons kan nie net maak soos wat ons wil nie. Luister, dis deur die tyd, sê die woord van die Here, dat ons betaamlik voor die Here moet lewe. Welvoeglik moet weer lewe. Dit is alles wat ons moet wees. Dit is belangrik. En so maklik dan verval 'n mens in 'n vreeslike toestand. Dit is vir my tragies, ek lees na 'n ondersoek wat hulle gedoen het in Amerika. En hulle het gesê, hulle het uitgevind, dat die Amerikaners hier 800 miljoen video's oor pornografie per jaar. 800 miljoen. En weet jy wat is die tragieste van alles? 'n Klomp van daai mense is ook mense wat hulle voordoen, dat hulle Christene is. Kan ek dit vir u so sê? As jy jou doelbewus gee, jou lewe vir iets gee, dan word jy naderhand 'n slaaf daarvan. En dan is jy ver van die Here af. Die Bybel leer ons om vas te staan teen die sonde. Ek lees in Efesiërs 6, hy sê, staan dan vas met julle lendene met die waarheid omgord. En Petrus skryf en dan sê hy hierdie woorde. Hy sê die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan standvastig in die geloof. So die woord van die Here sê ons moet vas staan teen alles wat sonde is en daarteen met alle mag stry. Dis belangrik vir ons tyd. Dis belangrik, kinders van die Here. Maar nou wil ek ook vanmôre vir u sê, dan is daar ook 4 sondes wat die woord van die Here noem, wat 'n mens nie meer moet vas staan en teen moet stry nie. Kom ek noem hulle vir jou. Die Bybel sê van hierdie dinge, 4 dinge, van hulle af moet jy wegvlug. Hoor jy wat ek vir u sê? Die Bybel sê, nie ek nie. Die Bybel sê, as hierdie dinge in jou lewe na vore kom, dan vlug jy. Jy hardloop weg. 1 Korintiërs 10 vers 14, hy sê, vlug vir die afgoderry. Enige iets wat 'n afgod is, vlug. In 2 Timoteus 2 vers 22 sê hy, maar vlug van die begeerlikhede van die jonkheid. Dit geld vir ons jonges in besonder. Vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Jy moet weghardloop. 1 Timoteus 6 vers 11 sê hy hierdie woorde, en ek wil dit ook vir u lees. Hoor wat sê hy in 1 Timoteus 6. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer het, hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Geldgierigheid. As geld jou norm wil word, dan sê die Bybel, vlug, hardloop weg, jy's op 'n gevaarlike pad. En dan in 1 Korintiërs 6 vers 18 sê hy, vlug vir die hoerery. Enige sonde, seksuele en immorele sondes, vlug. Daar's tye wat jy moet vas staan.
Maar daar's tye wat die Here sê, vlug. Hardloop weg. Dis wat Josef gedoen het. Onthou hy, toe hy daar in Potifar se huis was, het Potifar se vrou probeer om hom te verlei om by haar te slaap, met haar gemeenskap te hou. En op 'n ouheid, wat doen hy? Hy het weggehardloop. Kinders van die Here, hierdie dinge sê die woord van die Here, jy moet vlug daarvoor. Moenie probeer om stand in te neem daarteenoor nie. Want hierdie dinge gaan jou oorweldig. En ek glo nie die Bybel sê dit verniet nie. Dink jy so? As hy sê vlug, dan vlug jy. So jammer. In ons wêreld is mense ingestel. Ek wil kyk hoeveel geld ek kan maak. Mense is ingestel op die vleeslike en nie op die geestelike nie. Ons moet vlug daarvoor. As ons met vertroue wil leef, luister wat sê Paulus in die 14de vers. Hy sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Hoor wat sê hy? Beklee julle met die Here Jesus Christus. Beklee julle. Iemand het gesê, hy het geleer hoe om dit te doen. Hy sê, hy het na homself gekyk en elke dag dan het hy gesien, hy trek sekere klere aan vir sy dagtaak. As die man in die kantoor is, dan weet hy so wat hy klee. As iemand buitekant werk, dan klee hy so. Hy sê, ek het gekyk hoe klee ek myself elke dag om te gaan werk. En hy sê, toe begin ek dit toepas in my geestelike lewe. En ek beklee my elke môre met die Here Jesus Christus. En ek sê vir myself, Here, in hierdie dag wil ek u invloed saam met my neem waar ek ook al gaan. Ek wil u aantrek. Ek wil elke oomblik bewus wees, die Here is met my. En alles wat ek doen, soek ek sy teenwoordigheid. Hy moet naby aan my wees. Dis so belangrik, kinders van die Here, dat ons sal beklee met die Here Jesus Christus. Dis om seëvierend te wees. Man, as jy wil triomfeer oor sonde, dan moet jy beklee wees met die Here Jesus Christus. Nie waar nie? Dis jou enigste manier. Hy moet alles in my lewe wees en oral in my lewe wees. Ons moet pas op, want die sonde soek alles in sy vermoë om ons van die Here af weg te trek. Ons beskuldig dikwels die duiwel omdat ons sekere sonde. Die duiwel het my die ding laat doen. Ek dink dis nie baie keer die duiwel wat ons dinge laat doen nie. Dit is ons eie, die Engels gebruik die woord, jy's careless man. Jy's sorgloos. Jy gee nie ag op dit wat belangrik is nie. Hulle vertel van 'n sekere man wat wou maar word. Hy was 'n gelowige en toe wou hy maar word, maar hy het een groot probleem gehad. Hy was verslaaf aan donuts. Hy het elke dag donuts geëet. En dit was die oorsaak dat hy naderhand so geweldig gewig aangesit het. En hy besluit, luister man, ek gaan breek met hierdie gewoonte, kom wat wil. Ek gaan ophou en vir 'n week of 2, 3 het hy aangehou, hy eet nie 'n donut nie. En toe op 'n dag, toe ry sy vriend by die donutwinkel verby en hy sê, nee, maar hier, die man wat gesê het, hy gaan nie meer donut, hier sit hy binne in die donutwinkel. En hy eet donuts. En hy stap in en hy sê vir hom, maar hoe is dit nou met jou? Jy het gesê, jy wil maar word. En jy het beloof, jy gaan nou nie meer donuts eet nie. Die ou sê, nee man, jy verstaan verkeerd. Hy sê, ek het vanmôre lus gehad vir 'n donut en toe het ek met die Here 'n ooreenkoms aangegaan. En hy het gesê, Here, as ek is lus vir 'n donut. As ek nou vanmôre na daardie donutplek toe gaan en ek kry 'n staanplek reg voor daai donutwinkeltjie, dan weet ek die Here sê, dis goed, jy kan maar die donutjie eet. Hy sê, weet jy hoe goed is die Here vir my? Die 8ste keer wat ek om die blok ry, kry ek 'n parkeerplek reg voor die plek. Partykeer probeer ons ook op geestelike terrein om sekere ooreenkomste met die sonde aan te gaan. Die Here sal nooit toestemming gee nie. Ek wil vanmôre vir u herinner. Ek wil nooit, as ek kyk na wat Jesus gedoen het aan die kruis van Golgotha, as ek aan sy lyding dink, as ek dink aan die prys wat hy betaal het, hoe hy gemartel is, hoe hy verwond is,
hoe hy moes so gooi met sy bloed moes betaal, dan bid ek een ding, en dit is, Here, help my om nooit u hart seer te maak. Ek wil nie iets doen wat die Here vir hom sê, Here, ek is jammer vir wat hy alles gedoen het, maar ek gaan sondig nie. Ek wil dit nie doen nie. Daarom wil ek vanmôre vir u sê, dink aan hierdie 4 dinge. Begin waaksaam wees met alles wat u doen. Luister, beveg met alles wat in jou is, die stryd om geestelik te bly. Jy moet die geveg wen. Jy moet betaamlik voor die Here lewe, is die 3de ding. En die 4de ding is, jy moet seëvierend lewe, jy moet Jesus Christus aantrek. En hy moet deel van jou lewe wees. En hy sê, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeertes te bevredig nie. Geen voorsorg nie. Pas op wat jy doen. Ek wil die woorde sê. Kom kinders van die Here. Ons wil met toewyding lewe. Ons wil met vertroue lewe. Dit is belangrik dat ons opnuut ons aan die Here sal toewy. Dat ons opnuut vir die Here sê, Here, ek weet U gaan kom. Ek wil wakker wees as U kom. Ek wil waaksaam wees. Ek wil alles doen wat reg is. Ons het Woensdag aand oor hierdie gedagte gepraat. As jy kyk na die wederkoms, dan moet jy gereed wees. En as jy gereed is, moet jy vol verwagting wees. En as jy vol verwagting is, moet jy opgewonde wees oor Jesus se koms. Kan ek vir u vra, is u opgewonde? Regtig opgewonde? Dan beteken dit jy's gereed, jy's reg. As daar iemand vanmôre in hierdie kerk is wie nie gereed is nie, wil ek vanmôre vir u sê, dis die belangrikste ding in jou lewe. Maak seker dat jy gereed is om Jesus te ontmoet, want hy gaan sekerlik binnekort weer kom. Halleluja. Loof die Here.